Waar is die Vredesverbond nou? Deel 1. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, is 'n A4 boek, so amper 460 bladsye dik. 25 jaar van my lewe in navorsing in daai boek, 3 jaar gevat om te skryf. Is ook een van die handboeke vir ons Bybelskollege of ons Bybelskool, vir die ouens wat pastore word. Dis beskikbaar, daar's inligting daar wat jy in die lewe nog nooit van gehoor het nie. Jy kan my kontak of as jy enige van die ander boeke wil bekom. Ek is die skrywer van 23 dik A4 en A5 boeke met vol bibliografies agterin. Jy kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan net na my webtuiste https://jaffa.shua.co.za. Jy sal sien hierbo op die regterkant is dit daar. Neem kennis, dis vandag 8 Maart 2026. Dis vandag se datum. Dis Sondag 8 Maart 2026. Die vraag is, nou het ek 'n vraag. Waar is die Vredesverbond wat verlede jaar 2025, dink ek was in September maand, namens Israel gesluit was, wat president Bush in Amerika en 'n klomp wêreldleiers gesluit het? Waar is hy nou? Waar is hy nou? Dis nie eers 'n volle 6 maande gelede nie. En tans is een van die grootste oorloë in die Verre Ooste ooit is aan die gang. Al vir die hele week. Gedeeltes van Iran is uitgewis. Gedeeltes van ander stede is uitgewis. Van ander klein landjies is uitgewis tussen Israel en Amerika. Ek vra weer die vraag. Waar is die Vredesverbond wat verlede jaar 2025 namens Israel gesluit was nou? Toe het almal gesê, dit is die Vredesverbond van Daniël 9:27. Kan ek vir in Engels sê waar sy? It's gone with the wind. Dis weg. Daai Vredesverbond het nie eers 6 maande gehou nie. Jy sal onthou dat ek het voorheen gesê, ek het al baie boodskappe gedoen oor Daniël 9:27, die laaste Vredesverbond wat gesluit sal word. Waar ek dan verduidelik het dat vandat ek 'n jong seun was verskillende verbonde gesluit tussen ek dink vernaam in die laaste 47 jaar, oupa Bush, seun Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, president Trump, toe Biden, nou weer president Trump. En verlede jaar toe hulle daardie bond sluit, toe sê hulle, this is the final covenant according to Daniel 9 verse 27. Hulle het na dit selfs verwys as 'n David Accord. Daar was soveel goed. Ek het net gelag, ek te sê, in die laaste tyd van 47 jaar, wanneer al hierdie verskillende vredesverbonde gesluit was, elke keer dan spring die geletterde ouens op en sê hulle, dis die laaste Vredesverbond van Daniël 9:27, en sê ek, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie, want dit is nie wat die Bybel sê nie. Want die partye wat die verbond sluit, is nie die partye wat die Bybel sê dit moet is. Onthou, die Bybel is in beeldspraak geskryf. En ons moet die beeldspraak reg kan interpreteer. Maar meeste van die protestante en katholieke kerke en charismatiese kerke, hulle kan nie die Bybel interpreteer soos wat dit geskryf staan nie. Hoekom? Want dit rym nie met die rooms-katholieke godsdienstwyse, teologie en dogma nie. En meeste van die kerke wat ek genoem het, affilieer onder die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6. Jy kan dit gaan lees. Nou wil ek net sê,
In hierdie studie gaan dit nodig wees dat ons vandag Sondag self sekere vrae sal moet beantwoord. Ek en u gaan dit moet beantwoord. Want net u self kan bepaal wie lieg nou weer vir lieg. Ek sê dit altyd. Wie lieg nou weer vir wie? Want 6 maande terug, toe dit gebeur het, het ek video's gemaak en ek het sê, iemand is besig om vir iemand te lieg. Dit kan nie die verbond wees nie. Jy kan onthou Dani Botha 27 September met sy wegraping wat sou plaasgevind het, toe het ek ook gesê iemand is besig om van iemand te lieg. Want jy kan nie die wegraping voor die wederkoms hê nie. En dan sal nog steeds mense vandag die twee omruil. Hulle verstaan nie. Weet jy hoekom? Want dit is vir hulle voordelig. En ek gebruik nou maar Dani Botha net aan die verbygang so, want hy's baie bekend en dis wat hy gedoen het. Hy het op die lig gegaan en het homself as 'n vals profeet uitgemaak. Want hy sê hy het van God gehoor wat duidelik met hom gepraat het. Ek weet nie wat 'n God dit is nie, maar dis nie Jahwe my Elohim nie, want ons gaan nou die skrifgedeelte sien wat sê dat Jahwe ons Elohim, dis die Here God, is nie 'n mens dat hy kan of sou lieg nie. Om dit te bepaal, sal dit weer nodig wees dat ons weer die Bybel en sekere wêreldgeskiedenisfeite sal moet ondersoek. Bybel, wêreldgeskiedenisfeite. Jy kan nie die Bybel hanteer en by die eskatologie uitkom as jy nie sekere wêreldgeskiedenisfeite hanteer saam met dit nie. Om by die volle Bybelse waarheid uit te kom nie.